my geloof soos Sarah se hart, om te bly vertrou wanneer storms my tart. Gee my trane van hoop soos Hanna se lied, dat ek kan bly bid wanneer niemand dit sien. Gee my waagmoed soos Rahab se hand, om op te staan vir geregtigheid in die land. En Deborah se wysheid om sterk te bly staan, wanneer moeilike paaie voor my oopgaan. Voor my Here, breek my Here, maak my meer soos U elke dag. Lei my Here, dra my Here, tot ek leef net deur U krag. Maak my 'n vrou na U hart, o Heer, met liefde wat dien en genade wat leer, met hande wat vou en oë wat sien, 'n lewe wat skyn waar donkerte sien. Maak my 'n vrou wat die stem verstaan, wat bly glo en bid en nooit ophou gaan. Here, ek gee alles wat ek is vandag. Maak my 'n vrou na U hart. Help my soos Naomi om nooit op te gee, en soos Rut getrou deur die jare te leef. Laat ek mense wat ek lief het nooit laat gaan, maar in liefde en waarheid langs hulle bly staan. Gee my Ester se skoonheid wat binne instraal, nie net in die wêreld se tydelike taal. Laat Spreuke se vrou my naamkaartjie dra, met wysheid en eer wat U in my saai. Voor my Here, breek my Here, maak my meer soos U elke dag. Lei my Here, dra my Here, tot ek leef net deur U krag. Maak my 'n vrou na U hart, o Heer, met liefde wat dien en genade wat leer, met hande wat vou en oë wat sien, 'n lewe wat skyn waar donkertes dien. Maak my 'n vrou wat die stem verstaan, wat bly glo en bid en nooit ophou gaan. Here, ek gee alles wat ek is vandag. Maak my 'n vrou na U hart. Laat my leer uit Eva se foute, Heer, dat ek elke dag nader aan U sal keer. Laat my spreek soos Maria van hoop en lig, dat ander deur my liefde sien op hul gesig. En soos Maria, moeder vol trou, leer my om alles aan U toe te vertrou. My lewe, my drome, my liefde, my tyd, want U is my alles vir ewig en altyd. Maak my 'n vrou na U hart, o Heer, met liefde wat gee en 'n geloof wat regeer, met olie vir lampe en wysheid om te sien, met alles wat ek het om net vir U
te dien. Maak my 'n vrou wat tot die einde bly staan, wat deur elke seisoen na U sal vasgaan. Here, ek gee alles wat ek is vandag. Maak my 'n vrou na U hart. Amen, amen. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. Here het self gesê, ek is die Alfa, die Omega, die begin en die einde van alles. Ek is die een wat was, ek is die een wat is, en ek is die een wat met belofte weer op die wolke kom. Here, dit is vir U wat ons aanbid, die enigste, waaragtige en ware God. Amen. Ek groet U broer en suster, genade vir U en vrede. En dit kom van God af, Hy is ons Vader in die hemel. Dit kom van Jesus. Hy is die opgestaande Here wat ons bely. Dit kom van die Heilige Gees, God self. Die Gees van die waarheid, hierdie waarheid, God se woord. Broers en susters, die Here het ons gegroet. En ek gaan nie vandag met U die wet van die Here of die wil van die Here lees nie. Ek gaan ook nie met U die geloofsbelijdenis doen nie. Want vanuit die prediking moet dit so duidelik word dat God uit sy woord uit so met jou betrokke wil wees, dat jy sy wil, sy wet gaan uitleef. Dat jou hele lewe 'n geloofsbelijdenis sal wees. En ek aanvaar dit met my hele hart, dat elkeen van U die Here Jesus aangeneem het as die verlosser en die saligmaker van U lewe. En daarom kan ek uit die woord vir U hierdie pragtige gedeeltes deurgee. Maar in besonder wil ek vir U sê aan elke een wat met ware berou en opregte geloof sy toevlug neem na Jesus Christus, die Seun van die lewende God, het ek die voorreg om te sê, U is vrygespreek. Die kruis van Jesus het tussen jou en God ingeskuif. Daarom oordeel God elkeen van ons via die kruis. En wat sien hy? Heilig, onberispelik, sonder smet. Het U dit al gesien? Het U dit al vir U toegeëien? Dus hoe God, iemand wat Jesus bely, sien, ervaar en beleef. En daarom, broer en suster, staan daar, elkeen wat sê, hy het nie sonde nie, is 'n bedrieër. Maar elkeen wat met sy sonde na die Here toe gaan, kan verseker weet, dat God vergewe volkome. Die God in wie U glo, begin altyd oor. Hy begin altyd voor. Asof dit wat klaar gebeur het, nooit gebeur het nie. Omdat U bakkant staan voor die Here en sê, Here, ek is die skuldige. Jesus het vir my kom sterf. Daarom kom ek vir die soveelste keer weer na U toe. Broers en susters, die woord van die Here kom tot ons vandag uit verskillende gedeeltes, waaruit ek elke keer 'n preek maak. Die preke wat ek daaruit gemaak het alreeds, het ek in een preek saamgevat. Daarom moet U maar 'n bietjie geduld hê, want dit wat die Here op my hart gelê het, wil ek hier aflewer, wil ek vir U laat hoor. Ek lees aanvanklik, broer en suster, Johannes Evangelie in die eerste hoofstuk, gaan ek van vers 19 af lees. Maar voor ek dit lees, broer en suster, waaroor gaan dit? Die woord wil vandag vir ons leer, wie is jy? Hy wil vir ons sê, wat ons identiteit is.
En as ons dit baie mooi verstaan, wat ons identiteit is, dan is ons mense, en dit is my tema, om as Christus gelowige, want dit is u en ek, Christus gelowige, beskamend te lewe. Om as Christus gelowige in 'n stikkende wêreld beskamend te lewe. Daarom lees ek van vers 19 af. Die Jode het die priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie, sê hy. Is jy dan die profeet? Nee, het hy geantwoord. Nou maar wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Daar was fariseërs onder die wat gestuur is, en hulle het vir hom gevra, nou maar waarom doop jy dan, as jy nie die Christus is nie, en ook nie Elia nie, en ook nie die profeet nie? Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand, vir wie julle nie ken nie. Dis hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe aankom. Hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man, wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekendgestel kan word. Verder het Johannes gesê, ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy het op hom gebly. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar God het my gestuur om met water te doop, en het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Ek het self gesien en daarom getuig ek, hy is die Seun van God. Dan blaai ek, broer en suster, na 1 Korintiërs 1 vers 18. Wat die boodskap van die kruis van Christus vir mense wel onsin is vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit 'n krag van God. Daarom staan daar geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysheer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerdes? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens, die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. En dan blaai ek 'n bietjie terug, broer en suster, na Romeine. In Romeine 12, nadat Paulus 11 hoofstukke verduidelik het aan hierdie gemeente wie Jesus is, 11 hoofstukke, dan kom hy in hoofstuk 12
En hy sê, nou dat julle weet wie Christus is, waarom God hom na hierdie wêreld toe gestuur het, moet ons dan nou die volgende weet. Hy sê in hoofstuk 12, net die eerste 2 versies. En nou dan doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Jesus is God se ontferming. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan 'n laaste teksgedeelte. En ek wil by u pleit, gaan lees 'n slag bietjie die Spreukeboek deur. Dis 'n aangrypende boek. En ek lees net een versie in Spreuke 4, wat eintlik die hele preek dan saamvat. Spreuke 4 vers 23 staan daar: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Ek wil vra dat u mooi sal kyk na die skyfie. Ek gaan 2 skyfies wys. Dis iemand wat aanvanklik waarskynlik in die tyd van Luther 'n erediens bygewoon het wat Luther gehou het. En presies wat daar gebeur het, is wat hier gebeur vanoggend. Kan u sien in hierdie skyfie op die preekstoel staan en hierdie skilder het wat hy beleef het in daardie erediens, het hy toe op 'n doek gaan vas lê. En dit beskryf aangrypend wat elke erediens wat u bywoon, soos hierdie een, is dit wat daar moet gebeur. Op die preekstoel is daar iemand, daardie tyd 'n Luther. En broer en suster, hy beskryf dit uiteindelik, het hy, nadat hy dit geskilder het, het hy beskryf wat hy geervaar het. Hy beskryf die punt van die prediker moet verdwyn sodat God kan verskyn. Maar het jy mooi gekyk daar op die preekstoel, daar is Luther en hy wys, maar op sy linkerkant lê die woord. So wat hy doen, hy staan en hy tree 'n oombliekie terug. Want dit gaan nie oor hom nie. Dit gaan oor hom as instrument om die woord van God wat hy moet bring vir die gemeente. Jy sien die gemeente sit daar. Maar dan het hy iets beleef en hy teken dit. En ek is so bly, want daar teken hy nog as ware of hy vir Jesus aan die kruis sien hang. En dis wat by 'n erediens gebeur. En daarom moet u en ek, wanneer ons in 'n erediens is en ons hoor wat God sê, moet ek dan uit hierdie kerkgebou uitstap in 'n wêreld wat sug na antwoorde. 'n Wêreld wat gebuk gaan en vra na die sin van die lewe. En daarom wys Luther op daardie stadium uit, hoekom is hy daar? Hy's net draer en verkondiger van wat in Christus Jesus gebeur het. Daarom word elke gelowige, u en ek wat vanoggend hier is, ons word 'n erediens waar ons ook al is. En ons lewe moet uitwys wie Jesus is. En daarom, broer en suster, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, staan daar, want dit bepaal jou hele lewe. Daar is meer as 700 tekste waarin die woord, God se woord, die woord hart gebruik word. Nou wat beteken dit om te sê
ek moet baie versigtig wees wat ek in my hart toelaat, want net jy kan besluit wat in jou hart moet wees. Ek gaan lees wat iemand geskryf het. Die woord hart verwys na die mens se innerlike lewe. Daar waar net God weet jy ernstig en eerlik is. Daarom kom die Here en hy laat vir Salomo hierdie spreuke skryf. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Agterna, lank daarna, het Paulus gaan skryf en hy gebruik 'n Griekse woord. Die Griekse woord word uitgespreek as kenosis. Nou kenosis beteken om leeg te word van jouself. Om so leeg te word dat jy dol leeg is. Want dan kan God jou volmaak. Volmaak van sy liefde, van sy wil. En so, broer en suster, dan is jou hart reg om te hoor wat die Here vir jou wil sê. 'n Erediens, soos wat ons daar sien. Ons is midde in hierdie erediens. In 'n erediens wat uitwys waaroor die woord moet gaan, oor Christus as die gekruisigde, maar ook die opgestane Here. Daarom kom ons kyk na die tweede skyfie. Hierdie bekende skilder het 'n klomp kruistonele geskilder. Sy naam is Matthias Grunewald. En hierdie kruistoneel hang in die kloosterhospitaal in Isenheim. En as jy ooit in daardie geweste kom, gaan kyk daarna. Maar wat in hierdie skildery besonderlik vertoon word, is die hande. Jy sien daar dat hierdie vrou, Maria, word vasgehou. En as jy mooi kyk, ek weet nie hoe vir die agter duideliker wys nie, ek het 'n baie goeie foto daarvan, dat dis biddende hande by die kruis van die Here Jesus. Jy sien Jesus aan die kruis en jy sien daar geweldige pyn en die ervaring wat hy daar het. En dan sien ons vir Johannes die Doper. Het jy mooi opgelet wat hierdie man, toe hy hierdie geskilder het en beleef het, en hy het beleef hierdie gedeelte, waar hy iewerster in 'n preek was, toe hy gehoor het van Johannes die Doper, en toe hierdie afvaardiging uit Jerusalem na hom toe gekom het, om met hom te praat. Wie is jy? En dan sien ons Johannes wys die Here Jesus uit. Hy het aan die een kant het hy die woord. Aan die ander kant wys hy na Christus. Maar sien jy, die wysvinger is meer as lewensgroot. Hy wou baie besonderlik hê iemand moet sien wat hy gesien en ervaar het. Maar broer en suster, wat gebeur hierso in hierdie gedeelte? Is dat die woord van God kom tot ons vanoggend op so besondere wyse dat God wil hê ons moet baie duidelik weet wie ons is, reeds is. Onthou nou, kom ek begin deur te sê, ons is reeds in Christus in die hemel. En vanuit daardie identiteit van wie ek is in Christus in die hemel, is ek nog hier op aarde. Dis die onmoontlike moontlikheid. En omdat ek nog hier op die aarde is omdat God dit so gewil het, en hy wil hê, en hy het jou gekies, om hier op aarde vir hom te verteenwoordig. Hy wil hê dat wanneer jy hier op aarde is, moet die mense vir God, vir Jesus in jou en in my kan raak sien. In hierdie aangrypende gedeelte sien ons dat hierdie afvaardiging na Johannes kom en wie is jy? En nou is dit so interessant om te sien dat Johannes sy identiteit hier verklaar.
Maar sy identiteit word verklaar op so besondere wyse dat hy nie hulle vraag beantwoord nie. Maar dat hy iets aan, ek is nie Elia nie, ek is nie die profeet nie, en ek is nie die Christus nie, sê hy. En hier die vraag, broer en suster, van identiteit, wie is jy, word al meer en meer gevra. Hoe meer ek bekend word in Tabazimbi en ek stap die hele wêreld vol, keer mense my voor met teologiese vrae. Wat sê jy hiervan? Wat dink jy daarvan? Hoe interpreteer mense hierdie? En dit is my 'n groot voorreg om dan te gaan sit en sê, kom ons gaan drink koffie. En wat ek agterkom is dat die mense wil hê, hulle moet duidelikheid hê oor intense vrae. Ek gaan vir Dominee Willem vra, ek weet nie hoeveel keer dat hy by hom gevra is nie. Wanneer laas het jy 'n preek gehoor oor die uitverkiesing? Ek word dit daagliks gevra. Wat beteken die uitverkiesing? Maar dit vir 'n ander keer. En daarom gaan ek my volgende preek wat ek hier gaan preek, juis vanuit hierdie, omdat ek dan weet wie ek is, my identiteit is bepaal. Hoe leef ek en bly ek glo in 'n vreemde wêreld? Dis vir volgende keer. Want ons leef in 'n vreemde wêreld. Niks is meer maklik nie. Niks is meer 1 + 1 is 2 nie. Ek het my seun getrou daar op 'n ver plek, kan nie eens meer die plek se naam onthou nie. En ek het vir hom gesê, kom ons maak somme. Wat sê die Bybel is 1 + 1? Is nie 2 nie. Dis 1 + 1 is 3. Dis die Bybelse som wat reg is. Die drie-enige God maak 2 mense 1. Dis jou identiteit in God. Daarom, broer en suster, die kerk van wie u en ek lid is, die kerk wat bely Jesus is die Christus, moet jou hoogste prioriteit wees om jou identiteit so uit te leef dat die wêreld kan sien wie jy is. Hulle moet kan vassteek in stomme verbasing en sê, broer, hoe is dit moontlik dat jy so teenoor jou vrou kan optree? Broer, hoe is dit moontlik dat jy so teenoor jou kinders kan optree? Mevrou, hoe is dit moontlik dat jy so lief kan wees vir jou man? Net een antwoord. Ek het uitgevind, wat is my identiteit? In die naam van die Here Jesus. Ek het 'n groot studie gemaak, broer en suster, van die Tweede Wêreldoorlog. Want ek wou verstaan hoe die mense in daardie allerhaglikste omstandighede nog steeds bly glo het. En ek het die wonderlike voorreg gehad om dit as 'n geskenk te kry, al die geskrifte en boeke wat Dietrich Bonhoeffer, 'n Duitser, wat in daardie tyd geleef het en wat die eerste Duitser is en 'n Christen was, 'n jong man van 30 jaar oud, wat gesê het, hierdie ding moet stop, hierdie ding van Luther moet stop. Want hy het homself verhef as die Führer, hierdie heilige, groote, niemand is groter as hy nie. En daardie oggend was Dietrich Bonhoeffer besig om te preek, toe die Duitsers daar instap en sê, gevangene so en so, en het sy nommer gelees. Almal het toe geweet wat sy einde is, hy gaan gaskamers toe. En toe hy daar uitstap, te vra hy, kan ek net nog ietsie sê vir hulle wat nou die woord geluister het. Hy het gesê, for me, this is the end, but the beginning of eternal life. Wat 'n voorreg. Vir my is dit die einde, maar die begin van my eerste dag van my res van my ewige lewe by God. En die interessante is, dat Dietrich Bonhoeffer met al hierdie wonderlike goed wat hy daar geskryf het, Letters out of prison, uit daai konsentrasiekampe,
Wie van u was al miskien daar gewees om te gaan kyk, Dachau, in al die plekke. Dis verskriklike plekke daai. Hy is nooit gaskamers toe nie. Hy het hom die volgende dag in Flossenburg opgehang. Ek het baie keer vir die Here al gevra, maar hoekom het hy hom so vroeg gevat? Hoekom is hy so vroeg, 30 jaar? Amper dieselfde ouderdom as die Here Jesus op aarde. Maar toe ek daai goeders begin lees, toe besef ek, hy het genoeg vir my gesê, om net te kan teruggaan na die woord toe, want dit het sy gesê, hierdie is genoeg. God is genoeg en hy het klaar genoeg gesê en klaar genoeg gedoen. Volg hom net na. Nou wat beteken identiteit in hierdie gedeelte van Johannes? Wie is jy? Ons is nie die eerste mense wat hierdie vraag gevra het nie. In die Bybelse tyd word dit gevra. Mense wil weet wie jy is. Mense wil hê ons moet die maskers afruk. Kom ek probeer. Om te probeer uitvind wat sê die woord vir ons. In een van hierdie geskrifte van Dietrich Bonhoeffer uit die tronk, voordat hy opgehang is, hy sê, is ek werklik dit wat ander van my sê? Of is ek net dit wat ek van myself weet? Maar hy het verder gegaan en het dit al moeiliker gemaak. Is ek uiteindelik dit wat God van my weet en God van my sê? Dan moet ek sê ja. Wie ek ten diepste is wat God van my weet en God van my sê. Wie ek elke dag voor die lewende God is, optree en sekere dinge doen. Ons teksvers bied 'n aangrypende antwoord hierop, broer en susters, deur die oë en deur die woorde van Johannes die Doper. Hy is besig om te preek. En as jy mooi geluister het toe ek daai gedeelte uit Korintiërs lees, want dit is Paulus se tranebrief. Die gemeente in Korinthe wou nie glo dat hy, nadat hy die kerk vervolg het en die Here Jesus hom voorgekeer het, dat hy nou so 'n goeie Christen is nie. Maar dan kom hy en hy sê vir ons iets baie moois. Maar hy antwoord nie die vraag wat hom gevra word nie. Ek is nie die Christus nie. Nie Elia of die profeet nie. Maar in hierdie ontkenning doen hy iets. Hy verdwyn sodat hy vir Christus kan laat verskyn. En dit, broer en suster, toe ons na daardie beeld gekyk het waar Johannes met die Bybel in sy hand uitwys, is dit 'n metafoor wat daardie skilder raak gesien het, sodat hy vir u kan sê, gaan lees vir Johannes 1, want jy word nou 'n erediens. Want daar staan in Korintiërs, staan daar, hulle soek dit, en die Jode soek dat, en die Grieke soek dat, maar God het besluit, daar staan, God het besluit, om deur die prediking, ons het dit vertaal met prediking, dis eintlik maar 'n styl van lewe voor die aangesig van God. Dis wat daar eintlik staan. Daarom, broer en suster, ons moet so leef, dat die wêreld vir God in ons lewe kan raak sien. En daarom is hierdie so aangrypend belangrike. Kom ek sê vir u, hoe Luther dit destyds verstaan het, toe ons daai ander skyfie gesien het van die erediens. En hierdie vraag wat kom oor Johannes se identiteit, wat ons identiteit word. Hy sê, en ek lees dit, ek het dit uit die Duits uitvertaal, en ek glo ek het dit reg vertaal. Hy sê eintlik sê hy daar vir hulle, ek is nie die een na wie julle hunker nie. Ek is nie die verlosser nie. Ek het nie die woorde
van die ewige lewe nie. En ook nie die antwoorde op julle lewensvrae nie. Ek is nie die oplossing vir julle probleme nie. Ek bied geen sin nie. Ek maak nie wat gebroken is heel nie. Ek kan julle nie van julle sonde bevry nie. Nie julle skuld op my neem en julle vryspreek nie. As julle dit alles by my kom soek het, ek is die verkeerde adres. Die adres is daar, en dis wat daar die skildery so aangrypend uitbeeld. Want in vers 29 van Johannes staan daar, die volgende dag sien Johannes vir Jesus. Want nou hy is gekonfronteer met hierdie vraag, wie is jy? En die volgende dag, dan staan daar, daar is die lam van God, wat die sonde van hierdie wêreld wegneem. Hierdie 3 ontkennings. Dis 'n beklemtoning van Johannes die Doper se nederigheid en sy aanvaarding van wie hy is en hoe hy moet wees. En dit moet elke predikant ook weet. Dat u moet vanoggend net hoor wat ek sê, maar ek moet verdwyn en moet vir Christus sien as die een van wie ek praat en oor wie ek praat. Want die woord van God is 'n woord van God. Dis 'n woord oor God. Dis 'n woord van en oor God, oor Jesus sy seun. En al wat u en ek moet doen, is om 'n erediens te wees en so te gaan lewe dat die mense sê, maar ek wil ook so wees. Hoe kry jy dit reg? Kry ons dit altyd reg? Nee. Daarom moet ons elke dag ook bakhand staan voor die Here. Bakhand en sê, Here, ek kan nie, maar u kan. Ek is bereid, Here, neem in my lewe oor. En daarom, geliefdes, dit is so aangrypend. En daarmee gaan ek afsluit, om ons identiteit te bewys. En ek gaan 'n storie vertel, en dis 'n waar storie. En die voorsangers het almal een of ander musiekkennis. Ek hou verskriklik baie daarvan om te sing. En toe ek my gestudeer het in die regte daar op Potchefstroom, was ek gekeer om vir die Alabama studente te sing, maar ek het nooit gaan sing vir hulle nie, want ek het rugby gekies. Want dit het net eenvoudig gebots. Ek het vir die Pikke onder 20 rugby gespeel. En die tyd het net, so ek was nooit, en ek het my aangehou sing, toe in die kerk wees. Maar broer en suster, om saam te vat en af te sluit en uit hierdie kerkgebou uit te stap, anders as wat ek ingekom het, omdat ek nou besef wat my identiteit is. Ek is nie Christus nie, maar mense moet vir Christus in my kan sien leef. Vertel hulle vir my, ek lees dit ook, en dis wat Dietrich Bonhoeffer ook geskryf het. Daar was 'n man met naam van Fritz Chrysler. Dis amper soos die motorkar, die Chrysler motorvan. Hy het 'n viool ontwerp, wat net hy eintlik kon bespeel. En hy het 'n komposisie gekomponeer, wat hy dan op daardie spesifieke viool wat hy gebou het, gespeel het. En hy word genooi om as Duitser om in Engeland voor die koning van destyds op te tree met hierdie besondere viool, met hierdie besondere stuk wat hy geskryf het. Hy het sy viooltassie gepak en nou moes hy met die boot oorgaan oor die kanaal tussen Europa en Engeland. En hy was 'n bietjie vroeg en hy het sy tas ingeboek, maar hy het sy viooltas by hom gedra en het in die kusdorpie rondgestap. En daar sien hy 'n musiekwinkel. Klaviere en viole en trompette en wat ook al musiekinstrument. En hy stap daarin. En die eienaar van die winkel sien hom, hy sê, maar ek sien jy het 'n viool in daai tas. Kan ek na dit kyk? So die persoon wat hier die winkel besit het waarskynlik baie goeie musiekkennis gehad.
En toe Fritz Kreisler hierdie tas oopmaak, toe versteen hierdie man. En hy sê, gee my 'n oombliekie kans. En hy's daar uit. Maar na 'n paar minute kom hy terug met 2 polisiemanne en hulle arresteer vir Fritz Kreisler. Jy's onder arrest, sê hulle. Ek het die hele storie, verbatim die storie soos hulle dit geskryf het. Waarom vra Fritz Kreisler verbaas? Want jy's 'n dief, antwoord die eienaar van die musiekwinkel. Hierdie is 'n Fritz Kreisler viool. Daar bestaan nie nog so ene nie. En dan sê hy, dan nou vir Johannes, dan sê Fritz Kreisler hier, maar ek is Fritz Kreisler. En daar lag hulle, en hulle sê, hoeveel keer het ons nou al stories gehoor, maar hierdie is nou die ultimate story, dat iemand wat so besondere viool steel, daarop kan roem, dat hy die persoon is wat hierdie ding gebou en kan bespeel. Hou jou hande uit, dat ons jou kan boei, staan daar. Hy sê, wag net 'n oomblik. Laat my toe, om hierdie viool te bespeel. Dan maak hulle weer 'n opinie van wie ek is. En hierdie man, soos ek sê, het musiek geken. En Fritz Kreisler het gegaan en hy het hierdie besondere stuk gespeel wat hy ook vir die koning daar in Engeland gaan speel het. En Fritz Kreisler word aan sy musiek geken. Tot die skaamte van hierdie eienaar en die polisie. Broer en suster, jy en ek is Christene wat aan ons musiek in aanhalingstekens geken moet word. Kan die mense in jou lewe elke dag sien dat jy anders is? Dat jy nuut is? Onthou, Christene is nie beter as ander mense nie, maar ons is anders as ander mense. Ons tree anders op. Ons doen anders. Daarom is ons anders. Slaag ons elke dag daarin? Nee. Is ons dan verwerp? Nee. Maar in daardie nie slaag van wie ek is in Christus nie, het ek die wonderlike voorreg om dan weer gebakant te gaan staan en sê, Here, ek is jammer. Vergewe my. En daarom, broer en suster, moet ons soos 'n Johannes in ons lewe vir Jesus kan uitwys. Daar is die lam van God, die een wat die sonde van die wêreld wegneem. Ek glo dit van elkeen van u, dat u weer opnuut sal luister na wat Johannes gesê het, en sal toelaat wat in u hart omgaan. Want dit bepaal die res van jou lewe. Net jy kan bepaal wat hier ingaan. Want weet jy hoe het die Bybel ons laat verstaan, want dit is geskryf deur meestal Jode. Hier gebeur alles wat jou voortbestaan dan nou definieer, jou identiteit. En vanuit hier bedink jy wat jy hier toegelaat het, sê die woord. En vanuit hier wat ek neem ek 'n besluit in my regterhand. Dis hoekom die Jode daai klein boksie hier dra op hulle hand of op hulle voorkoppe. Om hulle te herinner wie hulle is. Maar die Here Jesus kom by wyse van Johannes. Johannes het niks anders gehad nie. Hy het God se woord gehad. En daar het 'n klomp mense toe hulle om tegemoet stap, die Fariseërs en die Sadduseërs wat gestuur is, die geleerde mense van daardie tyd. Om vir Johannes te vra, wie is jy? En daarom, broer en suster, neem hierdie geloofsprong. Vat hierdie geloofspad, hierdie geloofsreis om jou identiteit uit te leef. Jy gaan nie altyd gewild wees nie, want jy moes
Jy moet soms vir 'n broer of 'n suster sê, stop. Nie omdat jy sonder sonde is nie, maar omdat daardie broer en daardie suster spreekwoordelik soos 'n stuk hout uit 'n vuur uitgeruk word. En sê, ons moet anders te lewe, want ons bely mos, ons is Christene. En daarom, broer en suster, my laaste storie, en daarmee sluit ek af, en ek stuur die huis toe met die seën van die Here. Omdat ek in die regswêreld was, dis 'n baie seer en baie moeilike wêreld. En veral in die howe is daar altyd een wat moet wen en een wat moet verloor. En ek moes baie keer die leuns, die verskriklike leuns wat daar vertel word, ten spyte van feite wat op die tafel is, moes ek gehoor het. En ek het hierdie jong man ontmoet, en ek was saam met hom verskriklik bly. Hy het my laat weet, hy gaan Vrydag, moet hy net 'n kort toespraakie gaan lewer by 'n baie groot regsfirma, want hulle het hom genooi om 'n vennoot te word by daai groot regsfirma. En hy sê, hy's 'n bietjie laat die oggend, en hy hardloop daar in die straat, en toe hy so om die hoek kom toe, hardloop hy hom vas teen 'n blinde man. En hierdie blinde man het met sy wit stokkie, wat hy nou sy pad goed ken, het hy in die ander hand het hy 'n mandjie vol vrugte, en met 'n baie mooi roos. Maar hy hardloop hierdie ouetjie onderste bo in 'n spitsverkeer, en al daardie vrugte spat oor daai pad. Maar hy bly hardloop. In by die gebou, en hy druk vloer 14, dis waar die konferensiekamer is, waar hy die toespraak moet lewer, en al die vennote sit daar, en al die regters wat genooi is, en al die hoes van daardie tyd, sit daar. Hy stap in, en hy sê, toe draai hy om, en hy druk weer grond, en hy kry daar die blinde man wat nog daar sit, en hy sien hoe hier al hierdie vrugte en die roos flenters getrap is deur die verkeer. En hy sê vir hom, ek is jammer, dis ek wat jou omgehardloop het. Waar het jy hierdie mandjie met hierdie vrugte gekoop en hierdie blom? Hy sê, net hier by die groenteboer hier om die hoek. En hy vat hom sin toe, en hulle pak weer 'n mandjie, met weer 'n mooi roos wat hy uitsoek. En hy vra, hoekom het jy hierdie mandjie laat pak? Hy sê, my verloofde, dis haar verjaardag vandag. En hy stap rustig. Onthou nou, hy het nie sy toespraak gaan lewer nie. Hy het nie die toespraakie wat vir hom die vennootskap gaan gee, hy het hom geïgnoreer. En toe hulle by sy verloofde kom, sy het eintlik die storie vertel en geskryf agterna. Toe vertel die blinde ou wat gebeur het. Hierdie ou het my omgehardloop, hy het weggehardloop, maar hy het teruggekom. Hy het kom regmaak. En dan kyk hierdie meisietjie, hierdie jong man, hierdie jong, pragtige, mooi, gelowige regsgeleerde. Sy kyk hom in die oë en sy sê vir hom, is jy Jesus? Broer en suster, dis wat Johannes vir ons leer. Wie is jy? Jy moet anders wees, al is dit nie altyd lekker nie. Al is dit nie altyd maklik nie. Maar wees op hierdie reispad, hierdie geloofsreis, en leer geloofsgewoontes aan, wat Jesus in hierdie stikkende ou wêreld waarin ons leef, bekend maak. Sodat mense weer hoop kan hê. Jy en ek word verantwoordelik vir die goddelike hoop, totdat die Here Jesus kom. Ek glo dit onvoorwaardelik van elkeen van u. Amen. Here, dankie. Dankie dat u ons toegespreek het, dat u ons uit u woord
laat besef het wie ons is. Ons het 'n identiteit. U kyk na ons, Here God, via Jesus in die kruis. En u sien ons heilig, sonder smet en onberispelik. En ons is nou anders. Laat die Heilige Gees ons nou verder begelei op hierdie pad van hoop, hierdie pad van hom uit te wys, om so op te tree dat ek 'n magneet word vir mense wat soek na antwoorde. Ons bid vir hierdie gemeente, ons bid vir Dominee Willem en sy vrou, die pastoriepaar wat moet voorstap met die woord, elke broer, elke suster, klein en groot, om op 'n besondere wyse anders te gaan wees, nuut te gaan wees, vreugde te kan ervaar, ten spyte van 'n baie stikkende wêreld. Dat ons die lig sal wees vanuit die woord, dat ons die sout sal wees vir hierdie wêreld, sodat dit 'n beter wêreld kan word. Here, u ken ons elkeen in besonder. Ons kan nie vir u wegkruip nie. Daarom pleit ons by u, Here, help ons om ons hart te bewaak en te bewaar. Wat ons daarin sal toelaat. Want ons weet, Here, dit bepaal ons hele lewe. Maar dat ons onsself laat kenosis, laat leeg maak, sodat ons kan vol word van u liefde en u genade, om dit te gaan uitdeel in 'n wêreld wat soekende is. Gebruik ons, Here, ons bely u as Christus, die Seun van die lewende God. Word dan verheerlik in hierdie gemeente tot eer van u naam. Amen.